Goeiemôre. Jy luister na die 41ste oordeenking in die reeks deur die oë van 'n kind. Die tema vir oggend is: Waarvoor sal jy jou tyd inruil? Ons lees uit hoofstuk 23 van die Klein Prinsie. Goeiedag, sê die Klein Prinsie. Goeiedag, sê die smous. Die smous probeer om hoogs gevorderde wonderpille wat 'n mens se dors kan les te verkwansel. Mens sluk 1 per week en dan het jy nie meer nodig om water te drink nie. Hoekom verkoop jy dit? Vra die Klein Prinsie. Dit spaar baie tyd, sê die smous. Die deskundiges het somme gemaak. Mens spaar 53 minute per week. En wat maak mens met hierdie 53 minute? Wel, 'n mens doen daarmee wat jy wil. Die Klein Prinsie sê toe vir homself: As ek 53 minute ekstra gehad het, sou ek rustig na 'n waterput toe stap. Wat maak jy van hoofstuk 23 van die Klein Prinsie? Watter betekenis dra hierdie vertelling vir jou? Watter boodskap dink jy wou die skrywer hiermee oordra? 'n smous wat wonderpille verkoop. Wat 'n bekende beeld. 'n smous is simbolies van iemand wat beloftes maak, maar, met respek gesê, te veel kere beloftes maak. Ek dink as daar 'n apparaat was, wat leë beloftes kon skandeer en TV-advertensies laat verdwyn as hulle uitgevang word, sal daar baie min advertensies oorbly. Dink net bietjie as jy in die apteek se pilleafdeling instap, of dit nou skedule medisyne is, of daardie rakke vol belofte pilletjies. Jy weet nie of jy moet lag of huil nie. Kyk, as jy daai stories glo wat op daai pilletjies staan, sal jy nie 'n enkele kwaal oor hê nie en jy sal vir ewig leef. Daardie etiket en waarvoor daai goed help, is liegstorie op liegstorie vir die meeste daarvan. En tog, mense dra mandjies vol van daardie plesiebo goedjies by die winkel uit, met die belofte dat hulle gesond sal word of vir ewig sal leef. Pille is simbolies van 'n wonderkuur. Dit is simbolies van ons tegnologie. Ons droom om onmiddellik uitkomste te bied vir wat ook al ons pla of wat ook al ons voel ons terughou in die lewe. Wat dan van pille wat maak dat jy nie elke dag hoef water te drink nie? Water wat die simbool is van lewe. Wat van 'n pilletjie wat jy kan drink en dan hoef jy nie saam met mense te kuier nie? Dink net hoeveel tyd gaan jy daar spandeer? Dink aan 'n pilletjie wat jy kan drink en jy hoef nie meer om die tafel te sit en te eet en kos te maak en alles nie. Amper so sondepille. Jy gooi net so enetjie in jou mond en vir die res van die dag hoef jy nie te eet of enigiets nie. Jy kan elke dag 53 minute ekstra tyd op hande hê. In die begin van die 1984 film The Gods Must Be Crazy word ons bekend gestel aan die Bushmans in hulle primitiewe wêreld in die Kalahari, waar hulle daar geleer het om te oorleef in daardie ongenaakbare habitat. Hulle het aangepas by hulle omgewing en die kuns aangeleer om daar te kan leef. Dan beweeg die kamera van die Bushmans in die Kalahari na die groot stad en die verteller sê, net 600 km na die suide vind 'n mens 'n reuse stad. En hier vind jy beskaafde mense. Beskaafde mense weier om aan te pas by sy omgewing. In steede daarvan het hy sy omgewing aangepas om hom te pas. En so het hy stede, paaie, voertuie en masjinerie gemaak. En hy het kraglyne opgerig om elektrisiteit te verskaf aan sy arbeidbesparende ontwerpe. Maar om een of ander rede het hy nie geweet waar om te stop nie. Hoe meer hy sy omgewing verbeter het om sy lewe makliker te maak, hoe meer gecompliseerd het hy dit gemaak. So, nou is dit so kompleks, dat sy kinders gevonnis is tot 10 tot 15 jaar op skool, net om te leer hoe om te oorleef in hierdie komplekse en gevaarlike habitat wat hy geskep het. En nou moet die mens elke dag en elke minuut aanpas en heraanpas tot 'n omgewing wat aanhou om aangepas te word.
Is dit nie waar nie? Ek lag eintlik oor die volgende beeld. Jy weet, jare terug het ons rondgeloop van plek tot plek. Toe besluit ons, nee wag, hierdie is te veel moeite. Toe maak ons dieremak wat ons kan ronddra waar ons wil wees. Perde en donkies. En toe kom ons agter, joh, maar dis al maar moeite om hier te sit en jy weet nog 'n toom vashou. Kom ons ontwerp 'n wa wat ons agter hierdie perde kan laat sleep. En ja, toe is ons gemaklik. Maar toe besluit ons, weet jy wat, hierdie is tog moeite om net hier te sit en ons hande aan 'n toom vas te hou en die moeite van om dan te sê, jy weet, ja, gaan nou. Toe ontwerp ons iets wat nie 'n perd nodig het nie, maar 'n engine. En ons hoef nie voer vir hierdie ding te gee nie. Ons kan net stop en iemand anders gooi vir ons brandstof in. En toe kom ons agter, joh, maar hierdie is daar maar moeite. Jy weet, ek moet met my voete moet ek nou pedale trap. Maak my regtig moeg. En toe ontwikkel ons karre met outomatiese radkaste. En toe kan ons net ons hande op die stuurwiel hou en net nou en dan met die een voetjie rem trap en die versneller, weet, intrap. En toe besef ons, weet jy, dit is moeite. Kom ons ontwerp 'n kar wat intelligensie gebruik sodat ons met ons hande op ons skoot kan sit en ons nie meer ons voete hoef heen en weer te trap op die pedale nie, sodat hierdie kar van self kan ry om ons uit te bring waar ons wil wees. Maar dit is volgende. Miskien is daar een van die dae 'n pilletjie wat maak dat ons nie hoef te slaap nie. Kan ons die hele tyd besig wees. Waar kan jy nog 53 minute per dag spaar? Want met daardie ekstra 53 minute kan jy maak daai sin klaar. Die prinsie val nie daarvoor nie. Hy sou eerder met 53 minute ekstra elke dag rustig na 'n waterput toe stap. 'n Mens hoef eintlik hierdie beeld nie verder te verduidelik nie. Wat ruil jy in ruil vir lewe? Wat ruil jy in ruil vir lewe? Daar is een gesprek wat ek soos gister onthou. 'n Vriend van my wat ietwat van 'n monniklewe lei, vra my uit oor 'n familielid. Ek vertel toe watter beroep hy beoefen en dat hy baie suksesvol is. Hy vra my toe uit oor sy beroep en ek antwoord dat hy besig is om sy besigheid uit te brei, waarop hy vra, maar ek dog jy sê hy het reeds 'n suksesvolle besigheid. Ja, hy het, antwoord ek. Maar hoekom wil hy uitbrei? Wat 'n vraag is dit, dink ek. Ek sê, wel, seker dat hy meer kliënte kan hê, maar hoekom wil hy meer kliënte hê? Ek sê, om meer wins te maak. Ek meen, is vanselfsprekend. Maar my monnikvriend bly vra, hoekom wil hy meer wins maak? Het hy dan nie genoeg geld nie? En ek sit daar en ek sien eintlik vir die eerste keer die wêreld deur sy oë. Wanneer het ons genoeg? Met sy laaste vraag aan my, sak hy sy kop en sê verleë, ek sal dit seker nooit kan verstaan nie. Verstaan ons dit? Ons gebed vanmôre kom uit die Groot Gebedeboek en is 'n gebed van Augustinus van Hippo uit die 5de eeu. Ewige God, lig van die verstand wat U erken, lewe van die hart wat U liefhet, krag van die wil wat U dien. Help ons om U so te ken dat ons U waarlik sal lief hê en so lief te hê dat ons U waarlik sal dien. U, die enigste in wie se diens ons waarlik vry is. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.